Môre. Ons is bly die Piete is weer terug in die kerk. Of terug in die dorp, kom ek sê terug in die dorp. En van waar af is u? Wat is deel in die Okahanja. Ag nee. Maar ons is bly, jy is hier so gekom kuier, baie welkom by ons. Het ons nog gaste wat van ver af so maar baie welkom elkeen. Ons is bly dat u vanmôre hier is by die huis van die Here, waar ons kan lekker saam kuier in die Here dien. Dus ek is altyd opgewonde. Oor 'n Sondag is ek baie erg so. Maar prys die Here. Ons het so 'n gewone ou afkondigings is al die Sondag, weet julle mos nou is al diens, Woensdag het ons lekker teaching. 10:00, julle mis regtig uit. Donderdag bid ons lekker saam vir die dorp en ons gemeenskap en vir die kerk en vir elke een wat op die gebedslys is. En dan net om deur te gee, ons sal Vrydagoggend 10:00 sal ons ook 'n diens hê. En dan Sondagoggend 10:00 normaalweg. Is ons dienstye vir die Paasnaweek. Ons sal ook by elke geleentheid sal ons nagmaal bedien. So ek weet nie van enige iets anders wat nog op die lys is. Ek dink dit is seker al. Ons sal nie so 'n klomp afkondigings hê. So Vrydag het ons 10:00 en ons het ook Sondag 10:00 het ons 'n diens. Ek dink dis die dag. Verder kan ek vir jou vra om te open vir ons. Amen. Kom ons sluit ons oop. Here Jesus, ons sê U dankie vir die wonderlike Sondag wat ons gekry het, Here. Here, om weer by U huis mekaar te kan kom en U te kan loof en prys vir die dag, Here. Maar nie net vir die dag nie, Here, maar om reg te maak vir die week wat voor lê en dit wat kom, Here. Dankie vir alles wat U vir ons doen, Here. Nie dit wat ons vir U kan doen nie, maar dit wat ons net kan dankie sê vir, Here, wat U vir ons gee en vir ons gemaklikheid maak vir vorentoe vir die week en vir ons toekoms, Here. Here Jesus, ek vra net dat U van elkeen vanmôre in hierdie diens sal seën en dit wat pastoor vir ons sal uitlewer, Here, dat ons sal ons ore oopmaak en ons harte sal oopmaak, die deure sal wyd oop wees, Here, dat ons kan aanvaar en luister en hoor wat daar gesê word en dan kan doen volgens wat U woord vir ons sê, Here. Here, ek sê net vir U dankie daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Kom ons staan lekker en ons sing lekker saam. Loof en prys die Here. Môre almal. I
en daar by jou aan tog is om reg kry. Amen. Die vreugde van Christus weer, ervaar ek nou in my gemoed, 'n stille vrede, 'n soete vrede, wat net hy vir my kan gee. Die maak my vry, Christus, die maak my vry, my vrede vol, die vrede hart, in my stem, bring nou die rus in my gemoed, die vrede hart, Christus weer, ervaar ek nou in my gemoed, 'n stille vrede, 'n soete vrede, wat net hy vir my kan gee. Die maak my vry, Christus, die maak my bly, my vrede vol, die vrede hart, in my stem, bring nou die rus in my gemoed. Amen. Yes. Dis 'n nuwe een, hè? Dis ons aanbiddingseen. Vader, ek verheerlik U naam vanmôre, my God. Ek bid vanmôre, Here, dat U woord kragtadig deur ons, U kinders sal werk. Here, dat ons vanmôre sal besef hoe belangrik dit is vanmôre, my God, om net stil te wees voor U. Hoe belangrik dit is om vanmôre te kan hoor wat U vir ons wil sê, Here.
hoe belangrik dit is vanmôre dat ons nie moet hoor wat ons wil hoor nie, Here. Here, hier lê 'n pad voor wat glad nie maklik is vir u kerk. En as ons vanmôre nie op plek is die Here, dan gaan ons mis by God. Ons gaan mis, Here. Ek bid vanmôre, o Heilige Gees, dat u baie diep met ons sal spreek. Dat u baie mooi met ons sal praat en waarsku. Dat u vanmôre ons gemoed en ons hart 'n bietjie deur mekaar sal krap vanmôre, Here. Dat ons vanmôre as ons hier uitstap kan sê, Here, ek het gehoor. Ek het gehoor, my God. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Amen. Ek wil vanmôre met ons deel uit Exodus 2 en vers 3, Exodus 2 en Exodus 3. Dit gaan oor die roeping van Moses. En dan het ek ook 'n mooi teksie wat ek net wil uithaal daar uit Numeri uit. Numeri 12 vers 4. Numeri 12 vers 4 wat die Here vir Moses, vir Aaron en vir Miriam sê in hierdie teksie, julle drie kom uit na die tent van samekoms. En hulle drie het uitgekom. Wat die Here hierdie drie leiers van hom roep. En hy sê, julle drie kom vir my uit na my tent van samekoms toe. Ek het 'n appeltjie te skil met julle. Ek het iets om vir julle te sê. Weet toe die Here het 'n mooi manier. Gisternag 2 uur of 3 uur. Kyk, ek het ons dan bevoorreg om Koen se vrou vir my 'n wonderlike klok gegee. Daar was 'n ting. Hy sê vir jou hoe laat is. So moenie, ek kan nie sien hoe laat is. Nee, dis dan, maar ek hoor. So ek weet as ek sê 2 uur, dan moet jy nie vir my vra nou waar jy gesien nie. Moes jy nou die ligte aan sê? Nee, ek het gehoor toe ek wakker word. Toe slaan hy 2 uur en daarna 2:30. Toe weet ek, die Here het 'n afspraak, want ek kry nie geslaap. Ek kry nie geslaap nie. Daai tyd is mos die tyd wat God met jou praat. Man. Kyk, ek is mos nie 'n kind van die Satan nie. Ek dien nie die Satan en sy demone nie. Ek dien God. So as ek wakker gemaak word, daai tyd van die nag is dit wanneer God met my 'n afspraak het, nie Satan. Amen. Ek lê nie wakker in vrees en bewering en klomp leuns en twyfel wat hy wil sê nie. Nee. Ek is 'n man van God. Ek is 'n Moses. Amen. Ja? Hoeveel van ons kan vanmôre sê ek is 'n Moses man? So Moses hoor by God. Ek lê wakker en dan vra ek, Here, wat het u vir my te sê? Wat is daar wat u wil hê ek moet deel met u volk, met u kinders? En gisternag praat die Here en hy sê, kry hulle by die tent vir my vanmôre van samekoms. Jo, en dan in daai tyd dan lê 'n mens mos en iets kom soms so by my op van skooltyd af. Sjoe. Weet, dis mos die gruwelikste saak wat jy kan kry is om te gaan sit en wag voor die hoof se kantoor. Weet, dis die doodse sweet daar in Philip. Dit klink daar van my, jy was 'n gereelde besoeker. Die man sê al, ja. Hey, jy het maar jou hande vol gehad. En dit kom sommer so by my op, joh, Here. Kyk, dis nou nog 'n onderwyser gewees. Dit was die skoolhoof gewees of die wie ook al, of die koshuisvader in. En jy begin lieg al klaar man. Jy probeer uitwerk jou hele liegsoort, maar niks help. Hy klaar besluit jy gaan sit vir 5 of 6. Dit maak nie saak hoe jy probeer lieg, dis klaar. Hou wanneer hy's klaar besluit. Jy ken nou maar wat se storieetjies en as hy daar kom uitstap op sommer
En hy begin sommer hier tussen die 10 of 12 rottinge uitsoek en jy ag los maar net. Meneer ek is skuldig. Kry net dit agter die rug. So dit hier is 'n ding wat terwyl ek so lê, verstaan jy, terwyl ek lê en ek sit en dink en ek lê en dink oor die halfweg huisie. En ek sit en dink so by myself, Here, wat wil U alles daar doen? Verstaan, ek is opgewonde altyd. Ek is opgewonde vir dit wat God wil doen. Huh? Ek is opgewonde as die Here iewers deure oopmaak en hy voorsien soos wat hy voorsien, is ek opgewonde. Verstaan, ek is opgewonde oor 'n verlore siel, man. Ek is so opgewonde oor hierdie wêreldse dreiggoedie. Ek is opgewonde oor 'n verlore siel. Ek is opgewonde as 'n Moses van hierdie gemeente, sodat mense by die beloofde land van God kan uitkom, man. Ek het geen ander begeerte nie, man. Geen ander begeerte. Soos ek lê in die nag en God maak my wakker, dan het ek 'n begeerte en ek vra, Here, waar wil U my en my vrou gebruik? Waar wil U ons gemeente gebruik? Want ek het 'n begeerte. Ek weet waant ons op pad is. Ek sien die wêreld is besig om te vergaan. Verstaan jy, mens? En ek sien en ek beleef hoe goddeloos die kerk lyk. Ek praat nie van ander die man. Ek praat van hoe goddeloos. En ek lê daai tyd van die nag en die Here bring name by my op en ek tree in en ek sê, Here, wees genadig. Here, wees genadig. Ek bid vir my kerk, man. Ek is hier geloop sit, man, oor 'n salaris of ietsie. God het ons gestuur hier so mense, oor mense wat verlore gaan. Oor mense wat verlore gaan. Ek is nie hier vir iets anders die mense en ek sê dit met baie eerbied en soveel respek vanmôre. God het my en my vrou hier gesit as 'n Moses om mense te help in maar. Ek is nie vir ander goed. Vir niks anders, ek is nie jou vyand. Hoor mooi, Johannes 10 praat van 'n huurling en hy praat van 'n herder. Ek is nie 'n huurling nie. 'n Huurling is een wat nie omgee vir die volk van God. 'n Huurling is een wat hier kom instap en sê dinge bietjie waarom raak dan loop hy? Ek en my vrou staan hier so vas deur dik en ding. Ja, Wynand, ons staan hier. Ek glo hier is baie wat saam met ons staan. Maar ons staan hier so deur dik en dun omdat ons U liefhet. Nie maar wat jy vir ons gegee nie. Ons soek dit nie. Ek is nie 'n huurling. Ons is nie huurlinge. Wat as die dinge warm raak, dan vlug ons. Ons is herders wat deur God aangestel is hierso. Ons is herders wat deur God aangestel is. Al sien baie ons as vyande. Het jy dit gehoor? Ek het dit gehoor. Dit is hier om julle te breek. Daai twee is hier om julle te breek. Waar hoor ons hierdie goed, mense? Wie maak hierdie goed in jou hart bekend? Die Satan. Die Satan. Hou verder. Hoeveel van ons sit hier wat met werklike opregte harte? Die Satan maak in mense se harte goeders bekend. Om gesalfdes, ek is nie alleen gesalfde, jy die Here aangeneem as jy gesalfde, om gesalfdes uit 'n plek uit te kry, deur hulle af te breek. Om hulle uit hulle posisie uit te kry. Hoor mooi vanmôre. Hoor mooi vanmôre. God rig vir Moses op. Ek kom by die storie. Of kom maar by die storie. Ons weet van nou Josef wat uit 'n ander land uit en God gebruik hom
om hierdie kosbare volk van hom, hoor mooi vanmôre, die Israeliete is vir hom kosbaar, sy bloedlyn, moet daar deur. Dis hoekom dit God se volk genoem word, want sy bloed, die bloed van Jesus, die bloedlyn, van sy seun wat moet kom, moet deur hierdie volk kom. Ek kom terug na hierdie punt. Hier is iets besonders, mense. Dis nie sommer net 'n God se volk nie. Hierdie is 'n volk wat God, die seun Jesus Christus, moet deur hierdie volk kom. En dis hoekom God tyd maak met hierdie Israeliete, en hy vat vir hulle, waar hulle in Egipte, hy gebruik 'n Josef, om hulle in Egipte te plaas, veilig te hou, maar intussen dood die farao wat hulle goedgesind gewees het, en daar kom 'n nuwe farao wat hulle nie goedgesind is nie. Jy sien die Satan op 'n manier, as daar mense is wat jou goedgesind is om hulle weg te skuif en een in te bring, want hy's op jou keus. Want hy weet dat deur hierdie volk die seun Jesus Christus op pad is, man. Hy weet dit. So hy bring vyandskap, mense. Hy bring vyandskap in daardie oomblik in die leiersposisie, sodat hierdie volk, want die nuwe farao sien dat hier is groei. God se guns is in hierdie volk se lewe. Hier is groei en daar begin 'n vrees in hom wakker word. Dat hierdie volk gaan sy mense, die Egiptenare, die vyhandige, verstaan jy, hy vrees dat hulle gaan te veel raak vir sy mense. Ja, en hy begin gee 'n opdrag van dwangarbeid, laat hulle dood werk. Maar hoe meer hulle die opdrag kry van, laat hulle dood werk, hoe meer groei hy. Maar wat hy nie besef is, dat God se guns is in hulle lewe. Niks en niemand kan jou iets aandoen as God se guns in jou lewe is. Amen. Niks in hierdie lewe nie. Niemand wat in jou opstand kom, sal iets aan jou kan doen nie, want God se guns is in jou lewe as jy op plek is. As jy op plek is. En ons weet hoe die Here, waar farao die tweede keer toe hy sien, maar hierdie ding werk nie, toe gee hy opdrag, dat al die seentjies onder 2 jaar moet doodgemaak word. En hy stel vroedvrouens aan, om te kyk waar hulle gebore word, en hulle dood te maak. Weet jy mense, het jy nou al gedink, vandag is ons bevoorreg. Ons is vandag bevoorreg om te kan sien al vroegtydig, dit gaan 'n dogtertjie of 'n seentjie wees. Daai jare het jy gesit, het jy vir jouself gedink, wat se vrees daar in 'n moeder moet wees, oor wat gaan gebore word. Het jy jou in 'n moeder se plek gesit, om te besef, wat se vrees, wat se gebede moet daar uitgegaan het, voordat hierdie kind gebore word. Here, dat dit tog nie 'n seentjie, dat dit maar eerder 'n dogtertjie. Verstaan jy? Want die rou klaag van wat doodgemaak word. Mense, kom ons leef ons in hierdie atmosfeer van die Satan, man. Want daar kindertjies dood, en verstaan jy, dis nie storieetjies nie. Ons is nie met Bybelstorieetjies besig nie. Dis besig om weer te gebeur in hierdie wêreld. En die kerk is aan die slaap. Ons is besig met mekaar. Daar sal weer 'n rouklaag uitbreek in hierdie wêreld, waar kinders van die Here, hulle word reeds vermoor, en die kerk wat nog rustig is, ons is so rustig dat ons nie intree nie. As ons hier in Afrika hoor, hoe kinders van die Here in Nigerië en oral hoe kerke afgebrand word, verstaan jy, dis besig, daar's weer 'n rouklaag wat uitroep uit die aarde uit hierdie wêreld uit. Ons word doodgemaak. Wat maak ek en jy vanmôre? Wat doen ek en jy vanmôre? Maar jy sien, ons het 'n God wat saam met ons beweeg, man. Hy sit nie daar bo
en kyk dat sy kinders hieronder vernietig word. Nee, dis nie die God wat ek ken nie. Hy het gemeenskap met sy kinders. Hy het interaksie met sy kinders. Hy maak tyd met sy kinders, man. Dis daar die God wat ek ken. Hy weet wat gaan gebeur vorentoe en is klaar besig om 'n leier op te rig. Amen. Hy's klaar besig. Hy's klaar besig. Hoeveel van ons het 'n ou lewe van verwoesting gehad en vandag sit jy in 'n leiersposisie. God het reeds van jou 'n leier gemaak. Lank voordat jy dit besef het hy jou op pad gevat. En dis net soos met Moses, toe hulle hoor van kindertjies wat doodgemaak word onder 2 jaar, moet daar verniel word, doodgemaak word, vernietig word, het God reeds beplan. Jy ons God is so kosbaar. Hey, ons is nie met 'n klip God te doen nie. Ons het nie met 'n mammon gemors te doen nie. Ons het nie met 'n stuk lewe hout te doen nie. Ons het met 'n lewende God te doen vanmôre mense, wat weet wat in jou lewe aangaan. En het interaksie met jou. Hy kyk met jou. Hy sien, hy beleef, hy ervaar want hy was daar. Hy ken dit. Hy ken dit. En Moses word gebore, nie per toeval nie. Hy word gebore omdat God dit beplan het. Die laaste van 3 kinders. Die oudste Miriam is maar 6 jaar oud toe Moses gebore word. Ja? 6 jaar oud toe Moses gebore word. Hoor net mooi, is dit nie kosbaar? Maar 6 jaar, man, hoe oud is hierdie ou? 3. Dis bietjie ouer. Verstaan jy, 6 jaar, 'n 6-jarige kind man, 'n 6-jarige ou dogtertjie. Is 'n leier. Wie het gesê ouderdom word gekoppel aan wysheid? 'n 6-jarige dogtertjie is God, weet dit so kosbaar. Dis so wonderlik. Is dit nie mooi hoe God reeds vooruit voorsien nie? En toe hierdie ou seentjie gebore word, dis vat ou sis vir hom. Want ma steek hom vir 3 maande weg, toe kan sy nie meer nie. Verstaan jy? Want daar's te veel wat begin vra. En God beplan dit dat 'n 6-jarige ou dogtertjie. Ma maak 'n bisiebang mandjie en daar gooi. Kyk net hier iets kosbaar nie. Dis so wonderlik. En hierdie ou 6-jarige dogtertjie, sy weet, hierdie dis my kleinboet man. Daar's reeds Aaron, hulle is so 3 jaar mekaar het. Hier Moses is ons kleinboet. Wonderlik. Sy weet op 6-jarige ouderdom, ek sal moet iets doen om my ouboet te beskerm, my kleinboet te beskerm. Want weet jy wat sien sy? Op 6-jarige ouderdom, wanneer ander kinders moet speel en gelukkig wees en al hierdie goedjies sien sy wreedheid, sy sien bloed, sy sien trane, sy hoor die gille van moeders wanneer 'n kind vermoor word. Dis wat hierdie arme dogter raak sien. Is dit nie vreeslik? Het jy aan 'n huise gesien waar kinders, man kyk op 'n foto dan sien jy wat in 'n huis aangaan. Kyk 'n gesinsfoto. Waar kinders happy is, waar daar vreugde in die huis is daar smiles. Maar in 'n huis waar daar abuse is en met kinders sleg behandel word, staan hulle soos houtgoedjies. Hy smile, hy's te bang. Dis wat hierdie kind deurmaak op 6-jarige ouderdom. En daar begin groei op daardie ouderdom 'n rebellie in haar teen die vyand. Teen die Egiptenare wat haar mense doodmaak op 6-jarige ouderdom. Hoeveel van ons huil as die Satan so loop het doodmaak? Ek het een preekie gegee wat ek gesê het, ons raak gewoond aan die verlamdes wat voor die kerk lê. Daar lê 'n verlamde by jou buurman, is 'n verlamde wat voor 'n kerk lê. Ons raak gewoond aan daai verlamdes. Ons maak nie 'n plan nie. Ons tree in nie, ons help nie, niks nie. Hierdie dogtertjie besluit, maar ek sal. En sy gaan sit met 'n Moses wat daar op die water lê. En sy gaan sit en sy hou dop.
Sy kyk. Sy hou dop. Wie hoe kosbare les is hieruit? Hoe besonder is hieruit? Wie hoe wonderlik is dit? Want hier is 'n dogtertjie. Sy gaan sit nie net vir Moses neer nie. Verstaan jy wat 'n wonderlike geloofstap moet dit nie vir 'n moeder wees om jou kind, want dis die enige Here, dis die enigste hoop. Maar God is betrokke in ons lewe. God sien hier's 'n moeder wat uitroep, Here, dis my enigste hoop, as ek hom daar kan op neersit, en nou moet ek absoluut vir U blindelings vertrou vir wat nou gaan gebeur. Ek moet U nou vertrou. Joh, nee, laat die kleintjie stil sit asseblief. Nou moet iets nou gebeur, ek moet God nou vertrou. En 'n 6-jarige ou dogtertjie gaan sit hou hierdie mandjie dop, Tannie Marie, dat die regte persoon vir Moses kry. Op 6 jaar. Op 6 jaar hou sy mense. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om dop te hou. Ons sit met jong Christene in ons gemeente. Ons sit met jong Christene wat jy weet van. Dis my en jou plig om dop te hou. Dat hierdie jong Christen in die regte hande geplaas word. Is dit nie wonderlik? Dink jy dis net die pastoor se werk? Nee, daar was nie 'n pastoor nie, man. Dis 'n jong kind wat sorg, en daardie oomblik toe Moses huil, toe Moses uitroep, wat beteken daai huil? Hy het eintlik gehuil oor sy volk, hy het al daar begin huil oor sy volk wat onder verdrukking gaan, want God is besig om 'n leier in die Nylrivier te beskerm. As God van jou 'n leier maak, sal hy sorg dat jy al sit jy in die Nylrivier, want dit beteken hy's uitgehaal. Moses se naam beteken hy's uitgehaal. Verstaan jy? Ek en jy is uitgehaal uit die omstandighede uit, man, om 'n leier te word. Jy's uitgehaal, man. Change your mind, man. Hou op met negatiewe dinge. Hou op julle skinder en kerm en kla en murmureer. God sien in jou 'n leier. Jy's 'n Moses, man. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid om die bloedlyn van Jesus te beskerm verder. Wat is daardie tyd was dit was dit die Israeliete gewees. Vandag se bloedlyn is wedergebore kinders van God. Ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie bloedlyn van Jesus te beskerm. Wat doen ek en jy daaraan? Breek ons dit af? Ons verwoes mekaar, ons beskinder mekaar, ons nek mekaar op. Ons is besig met die bloedlyn van Jesus. Kyk hierdie groot verantwoordelikheid, waar ons wil gesien word in die samelewing. Ja, wie die Here spreek my gister aan. Ek is later half hartseer, man. Ek sê, joh, Here, kyk hoe onverantwoordelik is ons teenoor U bloedlyn. Want elke wedergebore kind van God is ingeënt op die ware wynstok, Jesus Christus. Dit maak jou sy bloedlyn. Wie mag kind van God genoem word? Hy wat hom deur die Gees van God laat lei. En niemand wat hom deur die Gees van God laat lei, hoor by die Here. O, Here, ek is hier daar. Dis U mense hier. Here, ek kan nie sê wat ek wil nie. Ek kan nie doen wat ek wil nie. Maar my passie is U passie, Here.
My passie is dat daar mense moet tot redding kom, sodat die hel nie vol raak van kinders van die Here nie. Amen. My passie is, Here, ek beskerm my familie. My passie, hierdie is ons bloedlyn. Dis al wat ons het as familie, is ons wat die Here lief het. Die wêreld het ons nie lief vir mense. Die wêreld gee nie vir jou om nie. Ons is daar vir mekaar, so ons moet mekaar beskerm. Wat doen jy jou 6-jarige dogtertjie? Sy vlieg op, en toe die Farao se dogter, sy vlieg op, sy sê, mevrou, ek het iemand, verstaan jy? Sy sê, ek het iemand, wat sal kyk na daai Moses man. Ek weet van iemand. Die Farao se vrou, sy dogter weet nie wie nie, want daar is te veel moeders wat vol melk is. Want wat doodgemaak is, die kindertjies, hulle bieste is vol melk, daar is genoeg voeding. Want daar is nie meer kinders, want hulle is uitgemoor, man, deur die Satan. Hoor jy vanmôre, mense, ons sit met die woord van God binne in ons. Ons is vol melk, man. Ons is vol melk daar die maar ons is nie bereid om 'n Moses wat voeding nodig het, van hierdie melk te gee nie. Jy sou dogtertjies, ek weet van, en sy gaan roep haar eie moeder. Is dit nie 'n God wat tyd maak met sy kinders? Mag vir jou voel, of jy alleen staan, nee. God maak tyd. En wees jou kosbaar. Want daar moet 'n belegging in Moses se lewe gemaak word. Dis nie sommer net 'n Moses nie. Hier moet sekere waardes moet in hierdie kind se lewe belê word. En wie kan dit die beste doen as sy eie moeder? En God beskik dit so dat hierdie vrou die voorreg het om haar eie kind groot te maak. En dan weet ons, ek wil nou nie die hele verhaal waar Moses op die einde van die dag uit die paleis uitgevat word en God vir hom vat woestyn toe. Ek staan nie hier sonder 'n woestyn. Ek staan nie hier sonder 'n woestyn. Ek is deur 'n woestyn. Ek is verneder. My ek is afgebreek daar buite. Nie meer my wil nie, Here, maar U wil. Ja. Sondag se boodskap gaan juis oor waar God manne wil optel, hoe heilig gaan slep met bitter bekers. Ek ken 'n woestyn, man. En ek sê nie hier van u wat nie dit ken nie. Ek weet hier's baie van ons wat reeds, want jy kan hulle vrug sien wanneer iemand deur 'n woestyn gegaan het op pad. Jy kan 'n mens se lewens sien wie deur 'n woestyn gegaan het en watter een is vol met sy bek en baie te sê, maar daar's geen vrug nie. Wat niks voel vir die bloedlyn van Jesus. God rig vir Moses op. God het my opgerig. Want my naam beteken ook uitgehaal. Ek is uitgehaal. Uitgehaal uit my verlede uit. En geplaas op 'n stewige rots, Jesus Christus. Ek is nie enige hier jy nie, man. En ek sê dit met nederigheid en respek, ek is nie net enige hier jy, Jan Raap soos hulle sê, nee. Ek is 'n gesalfde van God. 'n Woestynkind. Gevorm in die woestyn woestyn. In my, baie reg, maar hier in my hart, wie wat sê die woord, wie was so mooi met Moses, 'n baie sagte, geaarde mens. Ek mag hard voorkom, maar hier binne, huil ek nou oor iemand wat op pad is, hel toe. Ek huil nou as ek ongeregtigheid sien. My trane loop nou as ek sien hier seer en hartseer in ons gemeente. Nou dan huil ek saam met jou. Al lyk ek of ek hard voorkom, al praat ek sterk hierdeur, maar dit gaan nie vir my daar, dit gaan vir my. Mense, ons moet in Kanaan kom. Maar jy sien, God het hom opgerig. God het 'n Moses opgerig in die woestyn
En weet jy wat gaan sê vir hom? Moses, laat my volk trek. Het hy gesê Miriam? Het hy gesê Aaron? Nee. Hy het gesê Moses, laat my volk trek. Hy het vir hom hulp gegee. Maar hy het gesê Moses, aan jou gee ek my opdrag. Die woord sê daar in Numeri, toe God hulle roep na die tent toe, hulle 3. Toe sê hy deur julle, praat ek deur visioene en drome en al hierdie goed met julle tweetjies, Moses, Aaron en Miriam, wat die hulp van Moses is. Ek praat met julle deur drome, visioene, gesigte. Maar met Moses praat ek van aangesig tot aangesig, want dis my leier. Dit staan daar. God praat met 'n leier wat hy aangestel het, van aangesig tot aangesig. Mense, God rig Moses op, maar jy sien Satan is besig. Hy's besig. En hy begin praat in Miriam se hart. Satan, nie God. Want jy sien, sy het so sterk vrou geraak. Wat 'n kosbare vrou. Die oomblik toe daar kinders vermoor word, toe daai jong dogtertjie toe blaas sy tamboerijn en sy bemoedig mense. Kyk waar God haar gebruik. Sy blaas tamboerijn, sy lei die voorsange tussen die vrouens. Sy bemoedig hierdie hartseer stikkende vrouens wat kinders aan die dood afgestaan. Sy bemoedig hulle man. Sy blaas en sê kom ons loof en prys die Here. In die omstandighede kom ons blaas die tamboerijne. Is dit nie 'n vrou van God nie? Ja, wonderlik, maar intussen kom 'n rebellie. Want jy sien, as gevolg van dinge wat gebeur het met haar volk, het daar 'n hardheid begin opstaan in haar. En sy het dit nie onder beheer gebring nie. Daar het 'n rebellie opgestaan en sy het dit nie onder beheer gebring nie. En dit het begin uiting gee aan haar doen en late. Hoor mooi vanmôre mense. God spreek met ons gemeente. Maar jy sien mos, wie wat vir my altyd so nie kosbare hartseer is. Hulle het mos almal in tente gewoon, want hulle was nomades, hulle het getrek, hulle was op pad, hulle het nie huise gebou nie. Waar dit kosbare tente, hoor mooi, elke aand en elke oggend is in hierdie tente daar heerlike offers, heerlike wierook opgegaan van die gebede van hierdie tente. Dit was gebedstente gewees man. Gebedstente, daar's ingetree. Daar's gebid tot hierdie God. Elke tente die Here aangeroep en skielik toe Satan inkom, toe raak hierdie tente huise van gruwels. Tente van gruwels. Want sy sit met haar bitterheid in haarself. Want die Satan het vir haar gesê, jy kry nie die erkenning wat jou broers kry nie. Want dis wat ons soek. Vrydag wil ek praat juis oor. Daar kan nie 'n opstanding wees voor daar nie 'n graf is so ver. Praat vir ons. Praat vir Jesus. Hy's klaar. Ek en jy moet ook dood voor daar 'n opstanding gaan. Verstaan jy vanmôre? Verstaan jy vanoggend? In een persoon begin daar 'n rebellie opstaan. Omdat sy nie die erkenning kry wat sy soek. Wat die Satan vir haar sê. Hulle sien jou nie eens raak nie. Jy is die eintlike een gewees wat vir Moses 'n leier gemaak het. Jy is die eintlike een gewees wat vir Aaron 'n hulp gemaak het vir Moses. Maar jy is nou 'n niks nie. Jy sien, as ons mos nie ons sin kry nie, dan soek ons 'n deur om iewers in te kom. Nou kom sy met 'n aanslag, hierdie kosbare godsvrou kan 'n godsman ook maak.
Hierdie kosbare godsvrou kom soek nou 'n rede. Sy weet nie hoe om in te kom om haar broer pak te gee nie. So sy kom nou, jy het mos 'n Kasiet, dis mos nie 'n Israeliet nie. Dis 'n Kasiet, dis 'n swart vrou van Afrika af. Kyk waar kom die draai in. Sy wil by Moses uitkom, maar sy weet nie hoe om hom reguit aan te vat. En jy sien as jy met so 'n slegte gees in jou sit, dan soek jy mos 'n pel ook. En jy soek nie sommer enige pel nie. Jy soek 'n pel met aansien in die kerk. Wat bietjie meer. Jy gaan nie 'n pel opsoek wat niks is in die kerk nie. Nee, jy gaan 'n pel opsoek wat invloed het in die kerk om jou gemors stewiger te maak. Om jou hart meer stewiger te maak om vir Moses by te kom. En Moses se vrou ook. Is dit die waarheid, Tannie Marie? Ek noem dit Tannie Marie doen dit. Ek weet ook. Mense. Weet, as ons mos nou maar self, maar nou kom ons, want sy weet, Aaron is Moses se regterhand. Sy weet, so ek word nie direk aangeval nie, daar word iemand na by my gekry, om vir my te gou. Ek praat van ons almal se lewens. Mense is te lafhartig om jou te face. So hulle kry iemand Babi om by jou uit te kom. Want ons is almal leiers. Ons is wedergebore, so dit maak jou 'n leier. So die vyand is te lafhartig, die Satan is te lafhartig om jou reguit aan te spreek, want hulle het nie antwoorde daarvoor nie, man. Hulle het nie antwoorde vir 'n rebellie wat in hulle harte aangaan. Hulle het nie antwoorde vir die sonde wat hulle huisves nie, man. So hulle kry iemand om jou te dou. Jy voel maar net so met die loop van tyd, voel jy die houe en die meshoue en die penne en die pyle. Jy voel dit maar so, maar jy hou maar jou mond. Jy gaan maar in jou tent van binnekoms. Jy sê, Here, vergewe tog. Van dat ek en my vrou hier geland het, is daar houe. Maar ek is dankbaar. Ek is dankbaar, want die Satan wil nie hê mense moet tot redding kom. Ons is dankbaar. Ek kan vanmôre ook uitroep, Vader, vergeef hulle met baie eerlikheid in my hart. Hulle het nie geweet wat hulle doen nie. Ek hoef nie, en u hoef nie jouself te verdedig nie. Ons hoef nie. Moenie dink Moses murmureer nie. Nee. Jy moet hierdie Moses gehoor het toe hierdie water in McDougal's nie daar in die kanne in die tank is. En daar sien is 'n Aaron wat vir my help, want Moses het mos verskriklik gehakel. Water. Dan moet jy nie nog verhakelende Moses laat Engels praat. Dan lyk dit soos hierdie lig hier voor die kerk. Ek gaan so af en toe. Ja, ons murmureer. Moses murmureer ook. Ons rebelleer nie. Ons is nie in opstand teen God nie. Ons verstaan nie alles, die mense is normaal. Ons verstaan nie alles nie. Want dit is juist wat die Here wil hê, ons moet vra. Dit is waar jy vind. Die Here wil hê ons moet vra. Here, ek verstaan nie, dit gaan nie altyd oor murmureer nie. Ek verstaan net nie. Maar jy sal verstaan laat. En dis op daardie punt, mense, wat sê Johannes 3 vers 16? Hy het sy enigste gebore seun gestuur, sodat niemand moet verlore gaan. Hoor u? Dat niemand
as jy aan enige mens begin raak, om hom te laat verlore gaan jy met God te doen kry. Pas op, ek waarsku vir u, met liefde, want hy sê meel steen om jou nek, want elke mens, die Here sê, sodat niemand moet verlore gaan nie, so waarmee hou jy jou besig, om mense in swak lig voor God te probeer stel, Spreuke 6, af te breek. Het jy hom gemaak? Het jy daai vrou of daai man gemaak? Het jy hulle emosie en hulle karakter gemaak? Jou niks. Jy wat niks is nie. Dis waar God, want hy het gesien wat gebeur. Hy het gesien wat gebeur, want hier's een persoon wat besig is om sy volk, die woord van die Here sê verder, dat die volk van God moes loop stil staan in die woestyn, as gevolg van een vrou, wat begin onmin saai in sy volk. God breek die volk. So sensitief is die Here oor 'n mens waarmee jy besig is. Hy breek sy volk en hy sê, julle 3 wat leiers is, kom na my tent toe. Kom na die tent van samekoms. Ek het 'n appeltjie te skil met julle. En hy sê daarso die gesalfde wat ek aangestel het. Miriam, want jy het mos iemand gesoek om jou kwaad te versterk, om die rebellie wat in jou is te versterk. Want Miriam het kwaad geraak, want sy is al die jare maar net 'n huisvrou gewees. Hoor mooi. Dis wat die Satan sê, mense. Jy's nog al die jare net 'n huisvrou, jy moet kos kook en al hierdie dinge moet jy doen. Niemand sien jou raak nie. Dis wat die Satan sê. Daar's baie wat jou raak sien, maar die Satan sê vir jou, niemand sien jou raak nie. En dan begin 'n rebellie opstoot in jou. Ewen in die kerk, dit baie mos nie net van die huis op, nou baie dit oor na die kerk toe. Hoor jy's net gedurig jou oraliste. Jy moet almal net loop by happy hou in die kerk. Wanneer sien hulle jou raak? Dis die eerste wat ek daarmee te doen kry. En dan begin 'n rebellie en 'n opstoot. Want sy het geloop dink, haar tent het nie meer 'n tent van gebed geword, maar 'n online stem van 'n rebellie. Want sy het haar gesin begin beïnvloed. Sy het haar broer wat second in charge is begin beïnvloed, en sy het 'n volk tot stilstand gebring, die rebellie. Nou beweeg jy op baie gevaarlike terrein. En God maak 'n afspraak. En hy sê vir haar, omdat jy dit gedoen het. Jy sien, God is nie daar nie. Hy sien daar iewers, daar die oomblik, toe hulle by mekaar is, hoor mooi, toe hulle by mekaar is in hierdie tent van samekoms, toe kom die wolkkolom, hierdie wolkkolom, en hy sak en hy maak hierdie tent toe, vir die res van die volk. Nou het dit niks met die volk meer te doen nie. God maak hom toe met 'n wolkkolom en hy sê julle 3. Julle 3. Maar hy haal vir Miriam uit. Hy sê jy is nie onder die gesag van jou leier nie. Dit sluit vir elkeen van ons hierdie mense. Of jy van my hou en of jy nie van my hou nie. Vir hierdie gemeente het God my as leier aangestel. Of vandat jy's leier van jou huis, God het jou daar aangestel, en jou vrou moet submit. Anders rebelleer jy teen God, en
En pas op dat die wolkkolom nie kom besoek maak by jou huis nie. Want jou huis van gebed het 'n gruwelhuis geword. Van opstok en kwaadstok. Mense, hoe lyk ons huise vanmôre? Moenie vir my antwoord nie. Jy kan gevaarlik goed doen. Is ons huis? Is ons huis as ons by mekaar kom? Praat ons oor die Here. Ons die persoon bespreking. Yes, ek kan nou seker ook op daai skinny jeans dra. Ou t-shirts. Hier, dis aan. Jy wonder seker ook party maandag. Yes, is dit dan nie broer of suster wat gister so hard gejuig het daar in die kerkie? Nou net oor my singplate nie gekom het jy toe hoor jy wie sê. Maar die Lord het hierby staan nog gebreek. Toe kan jy vier. Here, nou verstaan ek. Broer het dan gister tamboerijn geblaas, vandag blaas hy ander. Hy hakkel een. Gaan dan ons huise so byna. Ja, maar ek is kind van die Here. Maar jou karakter buite, lyk soos 'n demonsne man. Tussen jou en 'n demon is nie soveel verskil nie. Hy is maar net 'n gees en jy's nog 'n lyf, nog erger. Hoe praat ons daar buite? Hoe praat ons? Jou naam is gekoppel aan God se naam. Hoe praat ons? Is dit nie waar mense? Hoorie, ek kom ook uit daai. Ons moet versigtig wees as jy jou naam aan God wil koppel. Hy gaan vir jou kom besoek in 'n wolkkolom en dan gaan dit nie so goed gaan nie. Sy's uitgesit uit die lare. Melaats. Want daar huis, sy is die rede. Jy is die rede hoekom jou huis melaats geraak het. Hoekom God nie meer besoek by jou aflê nie. Hoekom die Here se stem in jou lewe stil geraak het. Want jy's vol melaatsheid. Jy lieg oor God, man. Dis hoekom die woord sê, jou lippe praat vreeslik van my, maar jou hart is so vol melaatsheid, jy lieg, man. Jou tent is 'n gruwel in my oë. Jy raak 'n gruwel in my oë en jy sal uitgesit word uit my volk. Jy sal buite die laar loop lê. Want jy's vol melaatsheid, want jy's besig om ander aan te steek wat 'n passie in 'n hart het. Jy's besig om my bloedlyn te beïnvloed en slegte gesindheid in te bring in my bloedlyn. Hoekom lyk kerke soos hy lyk vandag? Is as gevolg van melaatse Christene. Wat sy huise gruwelik is, man. Wat God nie meer ken nie, man. Maar ons praat maar nie vir my nonsens vertel, man. As jy die Here lief het, dan is jou vraag Jesus. Jesus. As jy ander goed praat, is jou gebed, jou huis 'n gebed van gruwels. Jou tent is besmet met melaatsheid. Wie wat doen, Miriam? Mense, jy kan maar weer vanmôre sê ek lieg. Apila, I don't care. Ek kan maar weer sê ek lieg. Maar as God my 2 of 3 uur wakker maak, dan tree ek in vir ons. Moses tree in. Hy sê, Here, onthou my sussie. In 'n tyd toe dit moeilik gegaan het sy die tamboerijn geplaas. Sy het ons gemotiveer. Sy het die volk aan die gang gehou. Toe daar tyd in jou lewe gewees wat dit moeilik gegaan het, was daar iemand wat 'n tamboerijn geblaas.
Daar's 'n Moses, daar's 'n leier, of dit 'n moeder was wat in jou huis is, of dit 'n pa, of dit 'n vriend, ek weet nie. Maar iemand het die tamboerijn geblaas en gesê, Here, wees haar genadig. Wees haar genadig by God. Want sy het vir my ingetree. Sy het vir my gemaak wie ek is, Here. Sy het vir my dopgehou dat ek in gesonde hande kom. Sy het dopgehou dat ek die regte voeding kry, Here. Ek glo dis die gebed wat Moses op daardie oomblik met God gehad. Wees my suster genadig. Wees my ou sus genadig, Here. Sy kon daar buite gebly het. Buite die laar. Maar as gevolg van ouboet of jongboet se gebed, van die baie sagmoedige Moses, wat intree, en wat soebat by God, en 'n keuse wat sy gemaak het, gesê, Here, ek is jammer, ek was verkeerd. As gevolg van dit, as gevolg van Here, ek is jammer, my huis is nie meer 'n huis van gebed nie. My tempel lyk nie meer goed nie. Dit wat mense in my sien, is nie meer positief nie. Dit wat mense in my sien, is nie meer die vrug van die Gees nie. Here, vergewe my. En daardie oomblik toe Miriam sê, ek is jammer, Here. Ek is jammer, Here. Toe herstel God haar, want sy is een van die leiers gewees. En God maak haar oë oop en sy sien, maar ek is nog altyd, weet wat het gebeur daar op die berg van Horeb, toe hulle besig is om te veg hieronder. Het Aaron en het Moses se hande, mense, hoor mooi, ek het my gemeente nodig. Ek kan nie hierdie, ons is klomp mense, ons is 'n familie. Ek het my gemeente nodig om my hande op, maar ek is hier, ek weet wat God beplan vir hierdie dorp en gemeente. Jy hoef nie van my 'n klomp goed te kom kwyt te laat. Moses het Here het klaar vir Moses gesê, Moses, laat my volk trek. Hy het dit nie gehoor toe die ander klomp by is nie. Dis vir hom klaar in die woestyn gesê. So ek weet wat ek moet doen, maar ek het nie hulp nodig. Ek het elkeen se hulp nodig. Ek het 'n Miriam nodig wat sê, sorry Here, ek is jammer, en sy word herstel in haar posisie. En terwyl Moses hier staan, as hy sy hande laat sak, dan verloor sy volk. Amen. Maar en Aaron hou sy hande omhoog, en wie is hieronder besig? Miriam blaas die masyn, man. Sy is net so betrokke in hierdie oorlog teen die vyand, verstaan jy? Vir jou wat voel jy's niks nie. Op voedselvlak gebruik God jou baie meer as wat hy partykeer vir my gebruik Sondag hier vandag. Daar waar jy met mense te doen kry, wat ek nie te doen kry nie. Los die eer soek. Dit gaan nie, want alles gaan oor God. Dat alles gaan oor God. Hou op eer soek, ons moet nie eer soek mense, want die mense is te bedrieglik, maar gaan jou in die rug steek. Soek God. En die oomblik toe sy sê, sorry Here, toe verdwyn die melaatsheid. Na 7 dae, sy moes 7 dae buite die kamp gebly. 7 is die volmaakte getal van God. Jy kan nie ongelukkig nie inkom voor 7 dae. Dis die reinigingswet, sodat jy kan skoonkom. God gee vir jou 'n volmaakte oomblik om jou te reinig voor hom. Hy soek 'n volmaakte hart, 'n opregte hart, nie vals, en dink hy sal vir jou sê, waar kry jy hierdie kleed? Wat soek jy tussen my volk, as jy met 'n valse hart? Nee, hy soek iemand, met 'n opregte hart, en God vat, die melaatsheid weg, net een woord, jammer, ja. God wil jou gebruik. Hierdie gemeente het Miriams nodig. Maar ons gemeente het vrouens nodig. Ons gemeente het manne nodig wat kan dophou dat hierdie kleintjie in veilige hande kom.
dat hierdie kleintjie kan gevoed word deur die regte persoon. Nie deur huurling nie. Die huurling gee nie om vir hierdie kleintjie nie. Deur 'n herder. Ek sê vir u, ek het u lief, want ek het God lief. En ek is 'n herder wat vir u lief het. Ek is 'n herder wat vir jou omgee. Ek praat harde regheid, maar ek gee vir jou om. Dit is ook om ek vir ons omgee, ek gee vir ons om. En ek verwag mense, kom ons gee mekaar om. Sorry Here. Sien net u nie. Ek moet baie keer. Sorry Here. As ek in die nag wakker lê, sorry Here. As ek hierdie kudde verkeerd, sorry Here. En ek kom maak reg. Ek gee werklik om. Ek gee werklik om. My boeties daar van Julster wat ons so saam gekuier en al. Ek gee om. Ek gee om. Ek gee om. Want my naam is Moses, ek is uitgehaal. Jou naam is Moses, jy is uitgehaal. Ons is nie meer Miriam, opstandig, wat beteken opstandig, opvleen, met bitterheid. Nee, ons is ander. God het jou 'n ander naam gegee. Prys die Here. Amen. Sorry, 'n bietjie oor die tyd. Kom ons sluit ons oor. En as jy vanmôre voel, want jy hoef nie by my te kom staan nie, dis wat ek vra. As jy voel, Here, ek is vanmôre in Marie. Ek het nie teleurgestel. Ek bid dit saam met jou. As jy nie voel om jou hand, jy hoef ook nie dit te doen. Want ek wil nie die media moet sien, daar sit daar, kom hulle nou uit. Nee, sê in jou hart, Here, hier is Maria, ek steek my hand. Here, hier is Aaron, wat saam met haar ingeval het, ek steek my hand op. Ek het nie geluister vir u nie. Kom ons sê dit so. Vader, u ken elke een wat vanmôre hier sit. U ken elkeen se begeerte. Miskien sit ons met daardie broeging in ons hart. Ek word nie raak gesien nie. En dit is iets wat die vyand in my hart kom plaas. Minder is ek al lank besig met die dinge van God. Ek kry net nie die erkenning tussen mense nie. Maar u het my klaar die erkenning gegee. U erken my elke môre. U sien my elke dag raak, my God. Here, ek is 'n moeder en 'n vader vir hierdie gemeente. Tel u vanmôre nog moeders en vaders op in hierdie gemeente. Jy sê, Here, as ek so by plekke kom en ek sien die hartseer, dan wonder ek partykeer, Here, is hier nie iemand wat dan net 'n ou drukkie kon gekom gee het, sonder om te preek. Wat net daai hart se behoefte kon raak gesien het, Here. Net 'n hart se behoefte, se begeerte. Ek soek die Jesus met 'n vel aan. Ek soek daardie verteenwoordiger wat net vir my 'n drukkie kan gee. Ek soek 'n Moses, 'n baie saggeaarde Moses, wat uitgehaal is en wat weet wat my omstandighede is. Ek soek so 'n Moses miskien vandag, Here. Here, ek word nie raak gesien in die samelewing. Here, ek sloof my af. Kom ek sê vir u vanmôre, daar is iemand wat jou raak sien, behalwe God. Is daar nog wat jou raak sien? Here, ek wil vanmôre, wil ek sê, as ek in my ka instap, dan sien ek 'n Godsvrou. Ek sien liefde, ek sien vriendelikheid. Here, dis 'n plesier. So kan in elke een van ons op plek, in ons huise, moet daar so 'n persoon wees, dis vir my lekker. Ek sien hier die vreugde. Maak die saak wat die omstandighede is, daar is altyd vriendelikheid.
Ja, Here, ons huil, ons lag so deur die huil, maar ons lag. Ons lag deur die huil. Want dis niks wat gebeur daar buite is lekker in die Here, maar ons weet wie ons koning is. En ons weet dat hierdie God sien ons raak. En hy sal kom tyd maak, op 'n dag sal die wolkkolom afsak. En daardie wat jou so grief gee, daardie wat die lewe vir jou so onsmaaklik maak, daardie wat so in jou lewe net die negatiewe, God sal sê, kom jy by my. Ek het 'n afspraak met jou. Jy gaan nie verder melaatsheid in my kind se lewe indring nie. Jy gaan nie melaatsheid verder in hierdie gemeenskap veroorsaak. Jy gaan nie melaatsheid verder in hierdie kerk pas op as God kom besoek. Ek probeer niemand bang praat nie, Here. Maar die realiteit staan in u woord. Want die siel is vir u te belangrik. Hier is lewe en doodspel, my God. Die siel is vir u te belangrik. U sal dit nie toelaat nie. As daar 'n les is wat ons moet leer daaruit, laat dit so wees, Here. As ons moet leer van lankmoedigheid, vergifnis, laat dit so wees, Here. Maar u woord so, wie die een wat die struikelblok is. Wie die een wat met bitterheid in hart loop. En nou maak ons dat almal met bitterheid in hart sit. Teen die gesalfdes van God. Here, wees genadig. Ek tree vanmôre soos 'n Moses dan. Daar waar melaatsheid is, Here, u weet. Ek weet nie. Ek wil nie veroordeel vanmôre nie. Ek wil nie vinger wys nie. Want in baie opsigte is ek net so skuldig, Here, maar ek maak net onmiddellik reg. Maar as daar vanmôre stree ek vanmôre in. Here, daar's ook iets goeds in hierdie persoon. As hierdie persoon te draai, Here, wil u nie maar vergewe nie. En ek weet my God sal vergewe. En weer jou posisie herstel. Jy's nie 'n niks by God nie. Jy het waarde by God. In die samelewing is jy 'n nul. Maar God het net een streepie langs daai nul kom trek. En dis nou 10. Daar's nou waarde. Jy het waarde. Ek prys. Ek dank vir dit wat gaan gebeur. Here, ek is so opgewonde. Here, ek voel so dat hierdie halfweghuis 'n plek gaan wees waar ons as gemeente meer gaan loop inboek as enige een dag buite. Ek wil net vir 'n dag of 2 hier kom sit. Mag dit so wees. Mag u wil geskied. Nie ons wil. Amen. Kom ons staan en ons sing lekker saam met ons harte.
Dankie almagtige grote God, U wat ons Vader is. Vader, hierdie diens wat so kragtig was. U wat Miriam bid ek, Vader, dat U met ons sal wees. Vader, die Heilige Gees ons sal lei. Daar waar ons sonde doen. Dat U ons sal aanpraat, Vader, want ons almal is skuldig. En ek vra net in hierdie dag, Vader, wees ons sondaars genadig en vergewe ons sonde. En Vader, as ons iets verkeerd doen, dat die Heilige Gees vir ons sal sê, vra net vergifnis. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. 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 Sorry, Ferry.